Hi graad 8, welkom by vandag se klasie, dis maandag die 25ste. Sjoe, nou ek weet nie of julle al weet nie, maar dit is vandag ons begin van ons 6de week van aanlyn klasse aanbied. Ek weet dit was maar 'n bietjie moeilik aan die begin en ek hoop regtig het maar 'n bietjie makliker geword. Dit het wel 'n bietjie makliker geword vir my. Sterktekies, dit klink of ek julle daarom vinnig weer gaan sien. Nou, voordat ons vandag met maandag se klasie gaan begin, gaan ons gou net oefening 21.9, bladsy 244 en bladsy 245 se goedjies net gou merk. Nou, heel eerste, nommer 1, het ek dan gesê, y is gelyk aan 3n plus 3, dis sy reël. 2 is y is gelyk aan minus 2n plus 5, en dan 3 sin is y is gelyk aan 4n plus 1. 4 sin is y is gelyk aan 4n minus 3. 5 sin y is gelyk aan 2n plus 7. 6 sin y is gelyk aan minus 3n plus 7. 7 y is gelyk aan minus 5n plus 1. En 8 y is gelyk aan 6n plus 12. Nou beweeg ons gou na vandag se huiswerk toe, se werkies wat ons gaan doen. Ons gaan oefening 21.10, bladsy 246 en oefening 21.11, bladsy 248 doen. Nou, ek gaan gou saam met jou daardeur die oefeninge beweeg. Goed, hier begin ons nou by oefening 21.10. So wat hulle doen is hulle gee vir jou 'n woordsom. En al wat jy eintlik maar moet doen is jy moet die tabel neerskryf en dan moet jy die tabel gaan invul. En dan moet jy ook onthou om vir die tabel 'n reël. Hier waar n is gelyk aan y is gelyk aan, moet jy net sy reël invul. Dan gee hulle weer vir jou 'n woordsommetjie en jy moet die tabel gaan invul. En by die laaste stukkie n, y is gelyk aan, moet jy net sy reël gaan invul. Ok, dan staan nou 5 sommetjies daarvan. Dan beweeg ons na 21.11 toe. Nou, heel eerste, daar sê hulle vir jou gebruik die skets hieronder om die vrae te beantwoord. So wat hulle vir jou sê is, jou eerste patroon, hy bestaan uit 3 vierhoutjies uit. Jou tweede patroon bestaan uit 1, 2, 3, 4, 5 vierhoutjies en so gaan hy aan. Dan sê hulle vir jou beskryf in woorde die verwantskap tussen die sketsnommer en die aantal vierhoutjies. So jy gaan sê skets 1 het soveel aantal vierhoutjies. Dan by B sê hulle vir jou teken 'n tabel om die verwantskap tussen die sketsnommers en die aantal vierhoutjies voor te stel. So jy gaan 'n tabel teken net soos wat jy by die vorige een gedoen het en net invul. Bepaal 'n reël, dan gaan jy nou net 'n reël daar neerskryf by C vir hierdie skets en by D gebruik jy data in die tabel en die reël om 'n vloeidiagram te teken. Nou 'n vloeidiagram is mos 'n spinnekoppie te teken wat die verwantskap tussen die sketsnommer en die aantal vierhoutjies voorstel. Dan gaan ons na 2 toe, weer eens dieselfde storie. Hulle gee vir jou 'n vierhoutjie patroon en hulle vra vir jou vragies daaroor. En dan nommer 3 en nommer 4 dieselfde. Dis werkies wat ons al gedoen het in die vorige temas. So dis eintlik maar baie hersiening en baie te doen met tabelle en sketse en patrone. En die vloeidiagramme. So baie sterkte graad 8. Ek gaan nou hierdie lesse lekker kort, laat julle genoeg tyd het om dan oefening 21.10 en oefening 21.11 te voltooi. Sterkte en sien ek julle môre.